Levitikus hoofstuk 14 vers 39 tot 40 sê, op die 7de dag moet die priester vir nog 'n ondersoek terugkeer. As die swamme teen die mure van die huis versprei het, moet die priester bevel gee dat die besmette stene verwyder word. Die besmette materiaal moet dan in 'n gebied buite die stad wat as onrein aangedui is, weggegooi word. Gaan lees gerus daardie hele gedeelte. God werk so genadig met ons. In hierdie hoofstuk lees ons van die reinigingprosedure wat gevolg moet word wanneer 'n huis deur 'n swam, seker soos 'n tipe mif, besmet word. Eers word die huis deursoek en dan word dit toegemaak vir 7 dae. Daarna word die besmette stene uitgehaal as dit nou nog besmet is en vervang met nuwe stene. Die huis word goed afgeskrob en dan word dit weer gelos vir nog 7 dae. Na nog 7 dae se wag word daar weer inspeksie gehou en as die swam steeds daar is, dan word die huis afgebreek. Wanneer dit kom by sonde en by aspekte in ons lewens wat nie in lyn met God se hart en God se wil vir ons is nie, dan kom God nie bloot en hy breek af nie. Hy verwerp ons nie, hy werk aan ons. Ons weet dat Jesus die prys betaal het vir die reiniging van ons lewens, ons hele lewe. Hy het klaar daai prys betaal. Ons weet dat ons as weergeborenes, ons lewens behoort aan God. Daarom gaan hy geduldig met ons werk. Hy gaan met ons werk om ons te reinig en sy redding in ons lewens uit te werk en gestalte te gee. Al moet hy ons skrop, al moet hy stene verwyder. Hy sal praat met ons deur sy woord. Hy sal mense na ons toe stuur. As dit nie werk nie, sal hy ons dalk tug. Ons kan weet dat hy alles uit liefde uitdoen, maar hy sal doen wat nodig is. Ons kan ook weet dat God ons nie veroordeel en ons straf nie, want Jesus het ons straf gedra. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Soms sal hy ons miskien moet afbreek tot by die fondasies, omdat ons lewens so krom is en so besmet is. Maar ons kan weet dat hy ons weer sal herbou volgens sy wil, as ons hom toelaat en as ons saam met hom werk. So kom ons luister na hom. Kom ons onderwerp onsself vinnig onder sy hand, sodat ons vinnig herstel kan word, vinnig reggetrek kan word, en nie dat die proses nie sloer nie, en dat daar nie meer skade gedoen word as wat reeds gedoen is nie. Die Here wil jou herstel. Kom ons wees gehoorsaam en ons werk saam met hom. Kom ons bid. Here, ek wil vandag gehoorsaam wees aan U, sodat dit nie nodig is vir U om my af te breek tot op die fondasie nie. Reinig my van alle ongeregtigheid. Amen. Die Here seën jou tot volgende keer.